Goeiedag, wat 'n voorreg om saam rondom die woord van die Here bymekaar te wees. Die Heilige Gees wat die woord geskryf het deur mense, ons bid dat hy, die Heilige Gees, ons ook sal lei om waarlik te verstaan wat hy vir ons wil sê. Ons gaan kyk vanmôre na 2 Petrus 3, die eerste 18 verse, en dit gaan 'n bietjie oor wat is die hoofbesigheid, hooffokus, doel van die kerk. Ons lees vanaf vers 1. Geliefdes, dis al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. En albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner. Die evangelie is nie eintlik iets totaal niets of elke keer gaan mens totaal 'n ander evangelie hoor nie. Dit gaan oor herinnering aan die waarheid van God se openbaring. Helder te laat dink deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. Dis ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here, en dis ons fokusvers vanmôre, die Here stel nie vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Die wederkoms van die Here staan vas, en dat daar inderdaad ook oordeel sal wees oor hulle wat nie die Here in die geloof omhels het. En daarom ook staan na vers 11, aangesien hierdie dinge so tot hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte mense en onstandvastige mense gee daarin verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit, wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginselose mense, wat so van julle eie standvastigheid beroof word. Sorg daarinteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou tot in ewigheid. Jy weet, ek het nou die dag 'n detail kursus geloop oor skoenontwerp en skoenmaak en skoenherstel. En ek het nou 'n winkel van skoene deur Johan. En as jy na my winkel toe kom, dan gaan jy sien, ek verkoop worsbroodjies. Ek bedoel, dit maak tog sin, die worsbroodjies kan help om klandisie te trek, en as hulle wag vir hulle skoene, kan hulle mos nou goue worsbroodjie gryp. Die probleem is net, ek is so besig om worsbroodjies te maak, dat ek nie uitkom by skoenontwerp, skoenmaak en skoenherstel nie. Wat is die hoofbesigheid van 'n skoenwinkel? Die vraag is, wat is die hoofbesigheid van die kerk? Hoekom is die kerk hier? Wat is die doel van die kerk in hierdie bedeling waar ons nou is? Eintlik nie die kerk nie, so asof dit 'n teoretiese konsep is nie. Ek en jy is die kerk. Waarmee moet ons onsself besig hou? Die kerk is nie die gebou of die strukture of selfs in die eerste plek 'n denominasie of
die belydenis wat op papier staan nie. En wat die kerk behoort te wees, staan in die Bybel. Maar dit wat die kerk in praktyk werklik is wat ek en jy as kerk sê en doen en leef. En wat is die eindelike dinge wat die kerk ons moet sê en doen en leef? Wat is die hoofbesigheid van die kerk? Nou is daar baie dinge wat ondersteunend is, ek kom net nou daarop terug, maar wat is die hoofdoel? En as ons praat hier oor wat is die bedoeling van die kerk, moet ons eerste plek teruggaan na die skrif toe en wat die woord openbaar alles in die lewe eintlik. Moet ons in die eerste plek teruggaan na die woord toe en vra, wat openbaar God oor hierdie saak? Eintlik so wesentlik ook van kerkwees en besonder dan van die gereformeerde kerk waar ons sê maar ons gaan altyd terug na die skrif toe. En ons gaan vra wat sê die skrif oor iets. Nie maar waarna is ons gewoond en waarmee is ons gemaklik of wat is die opinie van die gemiddelde mens of selfs die gemiddelde kerkmens nie. Ons gaan vra wat sê die skrif. Met die reformatie in die 16de eeu is daar juis hierdie amper slagspreuk of sola scriptura alleen die skrif. Daar was ander ook. Die sola gratia en fidei geloof, alleen genade, alleen geloof, alleen Christus, alleen die eer van God. Maar hier dan, sola scriptura, gaan oor die woord van God. Ons moet teruggryp na die woord om te verstaan wat God se bedoeling vir kerk is. Formalisme, side issues, kerkwollerigheid, wat soms so deur jare groei, word blootgelê deur die waarheid van wat die skrif openbaar. Is daar dalk reformatie ook nodig in ons denke oor kerk? Is daar reformatie nodig oor die praktyk van kerkwees vandag? Of het ons so vasgeval in wat gewoond is in ons tradisie en wat vir ons gemaklik is, dat ons eintlik maar net aangaan en nie eens daaroor dink nie. Wat sê die woord van God oor kerkwees? Nou wanneer ons hierdie stukkie wat ons gelees het, na kyk, dan sien ons Petrus herinner hulle aan bepaalde dinge. Hy herinner hulle aan die woorde en die profete en die apostels wat het vir hulle oorgedra het, vers 20, het gaan oor suiwere leer, die ware leer, getrou aan die skrif, so essensieel vir kerkwees. Hy herinner hulle 5 en 6 aan die skepping en dat God het gemaak het en steeds in beheer is daaroor. Alles behoort aan God, ook die kerk. Die kerk behoort nie aan ons nie. Hy herinner hulle vers 8 en 10 aan God se genade. En ons gaan 'n bietjie in ons teksverse verder daarop fokus, God se genade wat hy vir ons gee. En hy herinner hulle aan die wederkoms wat onverwags gaan kom. Daar gaan 'n einde kom aan hierdie bedeling en aan kerkwees in hierdie bedeling. En die rede hoekom ons kerkwees in hierdie bedeling gaan ophou as hierdie bedeling ophou. Daar is 'n bepaalde tyd waar ons hierdie spesifieke funksie, hierdie spesifieke roeping moet vervul. En dan vermaan hy hulle juis om vol van al die goed om reg te lewe, om self in 'n verhouding met die Here te leef en te groei, dat hulle nie op dwaalweë weggevoer word, soos vers 17 sê nie. Dis wat hulle moet onthou en wat hulle moet doen en hoe hulle moet lewe binne hierdie bedeling. Dit wat hulle van die begin af gehoor het van die apostels, die ware leer van die evangelie van God. Maar dan kom hierdie vraag, hoekom laat die Here hierdie bedeling waarin die gelowiges nou leef? Hoekom beëindig hy dit net nie, en dan kom die nuwe bedeling? Hoekom stel hy die vervulling en die koms van die nuwe bedeling uit? Dan sal alles mos volmaak wees. So lees ons in vers 10 en vers 13. Hoekom stel hy dit uit? Hoekom is ons dan nog hier? Wat maak ons hier? En dan vers 9 en ook vers 15 gee vir ons die antwoord, waar hy sê, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Vers 15. Beskou die geduld van die Here met ons as geleentheid om gered te word. Nou sonder om te veel te vereenvoudig, want God bepaal in sy almag baie dinge en sy raadsplan word deur baie dinge bepaal, maar hier word geopenbaar, hoekom eindig hierdie bedeling nie? Mense moet nog tot bekering kom. Mense moet gered word. En hier kry ons nie maar bloot die opdrag, wat ons nou ook gaan sien, gaan heen maak disippels en wees sout en lig nie, maar ons sien iets van God se vaderhart. God wil hê dat mense hulle moet bekeer en in 'n verhouding met hom moet leef. Dis God se hart vir mense. En daarom moet die kerk moet mense begelei tot 'n persoonlike verhouding met God. Dit is God se hart. En dis seker die vraag is dit ook ons, die kerk,
is dit ook ons hart, is dit ons hartsbegeerte. Want dit gaan nie maar bloot oor 'n taaklys wat ons voel ons moet doen nie, maar dit gaan oor die fokus in die hartsbegeerte wat in lyn met God se hart is. Is ons hart waar God se hart is. Want dis hoekom ons nog in hierdie bedeling is. Dis die hoofbesigheid van die kerk, dis die doel van die kerk. Dat mense tot bekering kom en in 'n verhouding met God kan leef. En hoe kom mense tot bekering? Nou, ons weet, dit gaan alleen deur God se werking, deur die werking van die Heilige Gees kan mense verander, deur die woord. Want deur die woord hoor ons die ware evangelie en deur die werking van die Gees is daar wedergeboorte en kom mense tot geloof. Maar Romeine 10 sê, hoe kan jy glo as jy nie hoor nie? En hoe kan jy hoor as daar nie iemand is wat preek nie? En ons word gestuur om te preek sodat mense kan hoor, sodat deur die werking van God en die Heilige Gees tot bekering kan kom. Hoe gaan mense by die Here uitkom as iemand nie vertel en begelei nie? Die bekende opdrag Matteus 28, vanuit God se Vaderhart, sê hy vir sy disippels, gaan heen en maak disippels vir alle nasies. Disippels beteken, ek is 'n volgeling van Christus. Disipel beteken, ek werk mee tot die vorming van disipels, en dat meer mense die Here volg. 'n Disipel maak disipels, deur God se krag en God se genade. Ook die bekende woorde van Matteus 5, wees sout en lig in hierdie wêreld. Vers 12 sê juist dat ons moet beywer vir die dag van die Here, wat in die konteks beteken, dat die getal van die uitverkorings, die getal van die kinders van God moet vol word, sodat die Here sal kom. Die Here wil, en hy bepaal dat die evangelie deur ons, sy kerk, verkondig moet word. Ons is sy gestuurdes. So wat is die hoofbesigheid van die kerk? Wat is die hoofvisie van die kerk, van strukture, van organisasie, van denominasie, maar juist, wat is my visie as kerk? Dat mense hulle tot God bekeer, dat die kerk sal groei, dat nuwe mense by die gemeente gevoeg word, dat mense by die werk, by die universiteit, by die skool, by die sportklub, dat hulle by die Here sal uitkom en hom sal dien, dat hulle sal groei in geloof, soos ons almal moet. Dit bring ons by selfondersoek. Wat is jou en my doelwitte? Hoekom is ons deel van die kerk? Hoekom is ons daar? Waarmee hou ons as kerk onsself besig? Meeste van ons ken sekerlik die teorie en die regte antwoord, maar die vraag is eintlik, wat getuig die praktyk van ons lewe oor die doelwitte wat ons najag? Want ons kan baie dinge sê, maar die praktyk van die lewe wys die eintlike doelwitte waarna toe ons jag. Ons begelei is dat ons, en ek behoort aan die gereformeerde kerk, wat beteken reformerende kerk, altyd terug na die woord van God. Altyd terug, reformerende. In 2 Petrus 3 vers 9 word God se Vaderhart geopenbaar, dat mense tot bekering kom. Matteus 28 is die groot opdrag. As dit dan waar is, moet ons reformeer en altyd sorg dat ander dinge nie die hooffokus van die kerk is of word nie. Nou natuurlik moet ons hierdie hooffokus van die kerk plaas binne die geheel van die skrif, wat ook onder andere is die ander solas, wat ook van die reformatie gepraat word. In Matteus 28 groot opdrag lê ingebed in die wesingsdoel van die mens, naamlik om God te verheerlik. Of soos die reformatore het gestel het, soli deo gloria, aan God alleen die eer. Ons hoofbesigheid as mense, as kerk, is om mense by die Here uit te bring, want so word God verheerlik. Terselfdertyd weet ons dat ons opdrag behels nie maar 'n kragtoertjie of manipulering nie. Nee, mense kom alleen maar tot bekering deur God se genade, sola gratia, en deur die verlossingswerk van Christus, sola Christo, en dat dit deur geloof is waardeur 'n mens gered word, en geloof wat 'n gawe van God is. Die groot opdrag staan is nie los van die groter boodskap van die openbaring van die Bybel, en staan nie los van God en God se grootheid en God se werking in en deur ons. Ons kan nie die groot opdrag volvoer nie, maar alleen in 'n eie verhouding met die Here, in afhanklikheid met die Here, en deur self te leef in daai verhouding met die Here, kan ons besig wees met die doel waarvoor ons as kerk geroep is. So daarom vloei hierdie groot opdrag van die kerk voort vanuit 'n eie groei in die geloof. Ons as kerk moet in eenheid, in liefde en in ondersteuning van mekaar leef. Dit moet funksioneer in die kerk. Daar moet toerusting wees, ons moet heilig lewe.
Want vanuit hierdie kerk wees, kan ons oorloop na mense wat nog nie die Here ken nie. Kan ons oorloop in ander mense en ook mekaar se lewens, sodat elkeen nog meer die Here se pad loop en volgelinge van die Here sal wees. Ons onderlinge liefde en ons manier van doen, ons uitlewing van ons geloof in praktyk moet so wees, dat mense eintlik ook maar sê, wat daar staan in Sagaria 8 vers 23, waar hy sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Ons sien, God is by julle. Ons sien die werke en die genade en liefde van God deur julle. Dis hoe ons moet leef. En vanuit daardie eie verhouding en belewenis en uitlewe, loop het oor na mense rondom ons. Vers 18 staan juist hier, dat ons moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Toename en kennis is so belangrik, ongelooflik belangrik, maar kennis in die Bybel is nooit bedoel as verstandelike gimnastiek of intellektuele vertoon nie. Kennis in die Bybel word bedoel as om toegeëien te word en geleef te word. Geloof moet oorgaan in dade, sê Jakobus 4 vers 26. Ons moet al hoe meer in sy genade lewe. Want alleen as ons al hoe meer self in God se genade leef, sal ons al hoe meer oorloop na ander en mense begelei na Christus toe. Bly by die waarheid, vers 17. As ons nie die woord en die waarheid van God ken nie, dan is eintlik niks om te vertel. Dan is niks lewensveranderend om te deel nie. En daarom is dit belangrik dat ons as gemeente moet funksioneer. Binne ons eredienste, klein groepe, toerusting, geleente, persoonlike stilte tyd. Ons het dit nodig om self te groei en te leer en te leef binne die verhouding. Want vanuit dit moet ons oorloop. Moet ons by ons eintlike doel uitkom. Om te sê, mense moet die Here leer ken. Ons moet getuig, ons moet hulle begelei om in 'n persoonlike verhouding met die Here te leef. Disipel beteken, ek maak ook disipels. Ook in vers 11 staan daar dat ons vroom en toegewy aan God moet lewe. Dit is 'n voorveronderstelling. Ons leef vroom en toegewy. In vers 14 word gepraat van vlekkeloos onberispelik. As ons self nie groei in heiligheid nie, hoe gaan ons ander oproep tot heiligheid? 'n Eie lewe voor God moet getuig teenoor hulle wat God nie ken of God erken. In ander woorde, om ons opdrag uit te voer, moet ons self in 'n verhouding wees en self groei. Maar binne dit moet ons as kerk werklik glo dat die hoofbesigheid van die kerk is om mense na God toe te begelei. As ons nie werklik glo dis wat God wil hê ons moet doen nie. As ons besig is, ons fokus is op 'n klop ander goedjies, dan gaan hierdie opdrag van om mense te begelei nader na God toe, dan gaan die opoffering vir ons te moeilik wees. As ons nie werklik glo dis ons roeping nie, dan gaan die akkommodering van vreemde mense of ander mense in ons gemeentes wat ook die Here leer ken, daai opoffering, daai aanpassings, daai intrek gaan vir ons te groot wees. Die opoffering gaan vir ons te groot wees, die opdrag gaan vir ons te groot wees. Ons moet weet, vanuit ons verhouding met God, gee God vir ons die opdrag. En dis ons doel as kerk, as gelowiges, is gaan heen maak disipels, wees sout en lig. God wil hê, God se vaderhart is dat mense hom leer ken. Dis hoekom ons hier is. En om dit te kan doen, moet elke gemeente en elke persoon ook gaan kyk na die manier hoe hy leef, die manier hoe ons as gemeente funksioneer, die bedieningsstrategie. Hoe gaan ons die beste manier mense bereik met die evangelie? In 1 Korintiërs 9 sê Paulus, ek is vir die Jode soos 'n Jood geword, vir swakkes het hy swak geword, en vir die onder die wet, wat onder die wet staan, het hy geword soos een wat onder die wet staan. In ander woorde, dis ons vraag, watter, en natuurlik nie beginsels, watter gebruike gewoontes, moet ons verander, wat dalk mense eerder wegdryf as aantrek? Is ons strukture so gerig, dat om mense na God te begelei? Is ons eredienste gerig om ook nuwe mense en soekers te akkommodeer? Is ons verhoudinge daar om nuwe mense in te trek, of bly ons net by ons warm broeigroepie wat ons hier het? Is ons klein groep inderdaad oop om iemand uit te nooi en te ontvang? Watter dinge in ons gemeentefunksionering moet ons dalk verander, sodat ons die beste sal funksioneer om ons roeping uit te leef, naamlik dat mense tot God gebring word, dat hulle deur die werking van die Gees tot bekering kom en deel word van die liggaam tot eer van God. Hoe kan ons strukture verander, sodat ons effektief die onveranderlike waarheid van die evangelie aan 'n veranderende wêreld bring?
Evangelie kan nooit verander nie. Vers 17 sê jy moet die waarheid bly. Maar strukture, maniere kan wel verander, 'n manier van doen. Is ons nog relevant in ons tyd? En interessant, Warren het op 'n stadium gesê, die relevantie is wanneer jy, so wat hy gestel het, to stay in the people business. Dit gaan oor mense. Relevantie lê nie bloot in rookmasjiene of in bepaalde kleredrag of genoeg grappies of kontemporêre musiek of digitale metodes nie. Dit alles het 'n sekerlike plek, maar dit gaan oor die waarheid van die evangelie wat mense moet bereik. As ons fokus is om te sê God se waarheid, God se liefde na mense in hulle nood. As mense se nood, as mense se soeke na sin in die lewe, as mense se soeke na lewensdoel, as die soeke na lig in hulle lewens waar daar duisternis is, as hulle diep soeke na verhouding, as dit geantwoord, vertel en gedemonstreer en gefasiliteer word in die kerk, dan is die kerk relevant. Die waarheid van God met die praktyk van hulle lewe, die regte issues raak. Foefies verander nie lewens nie. Allerhande reelingkies, allerhande goedjies het sekerlik hulle plek, maar dit verander nie lewe nie. Die opregte leef en indra van God se liefde in mense se lewens bring hulle voor God en God verander lewens. Maar ook nog, as ons werklik ons roeping wil uitleef, dan ons maar weet, ons sal uit ons gemaksones moet klim. Ons kan nie meer vra wat is vir my lekker, waar is ek gewoond, waar is ek gemaklik nie. God se opdrag, God se roeping plaas ons eintlik meestal buite ons gemaksone. As jy gaan dink aan die opdragte van die wat deur die Here geroep is deur die Bybel, nou Moses, wat eintlik net nie wou nie, en hy kon nie goed praat nie, en hy het soveel verskoning, Gideon wat so bang is, en allerhande teken, Dawid, hierdie klein seentjie amper wat hierdie frisbilletjie Goliat moet gaan aanvat. Disippels, wat almal 'n roeping kry wat groter as hulle self is. Eintlik, God se roeping is meestal groter as wie jy is en wat jy kan doen uit eie krag en omstandighede. Ons wil amper sê, as jou roeping binne jou vermoë is, dan is jy dalk net besig met jou roeping en nie met God se roeping vir jou. God se roeping vir jou is altyd groter as jouself. En dan laastens, as ons wil mense bereik, dan beteken dit juis ons moet mense ook innooi in ons lewensruimte, in ons geloofsgemeenskap, na ons aksies toe. Om mense wat saam met ons werk, wat saam met ons leef, wat saam met ons sport beoefen, mense wat ons pad kruis, moet ons nooi, want ons het iets betekenisvol waarna toe ons hulle nooi. Ons nooi hulle om Jesus Christus beter te leer ken. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U het ons aan U gebind as kerk. Help ons om te groei. Help ons om in heiligheid en genade te groei. Dat ons meer en meer verstaan wie U is, maar Here ook meer en meer verstaan waarvoor U ons hier op aarde plaas. Dat ons roeping sal vervul. Ons bid, Here, dat U kragtig deur ons sal werk om ons gemaksones en ons eie prentjies te verander, om in lyn te kom met wat U bedoeling vir kerk is. Ons bid vir elke gelowige as kerk, dat daar diep geloofsverhoudinge sal wees, dat daar ware leer sal wees, dat daar 'n mekaar bediening sal wees, dat daar 'n plek sal wees om te behoort. Here, dit wat U vir ons gee, sodat ons vanuit die volheid wat U vir ons gee, mag oorloop in 'n droë en 'n dor wêreld, waar daar geestelik so armoede is. Here, gebruik ons elkeen in U hand, in ons belydenis is, Here, hier is ons, gebruik ons, stuur ons volg waar U ons lei. Ons bid hierdie gebed uit U genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.